Welkom by hierdie digitale herdenking. Gedurende 2024 en 2025 kom ons besondere geleenthede gedenk. Geleenthede wat ons verbondenheid met die een heilige, algemene kerk van Jesus Christus in herinnering roep en ons gang onder die Suiderkruis in Afrika vier. Ons vertrek vanaf die SP Engelbrecht Museum. Hier waar die Magaliesberg millennia afmeet op die terrein van die gemeente Wonderboompoort, weef die verhale van pioniers en geslagte, deur wie die verkondiging van die evangelie gestalte kon kry, gister, vandag en môre in een. In die kerkargief en biblioteek, onder meer gehuisves in die erfenissentrum en gemeente Midstream, vind ons die verhaal van ons geloofsgang, soos die 1952 publikasie Lig uit Lig, die Christelike geloof volgens die belydenis van Nicea deur Dr. A. van Selms. In 2025 kon die kerk wêreldwyd die 1700-jarige bestaan van die Niceense geloofsbelydenis gedenk en in 2024 het Kerkwees 200 die kollig laat val op die selfstandigwording van die hervormde kerklote in Suid-Afrika na die 1824 Algemene Kerkvergadering in die Kaapkolonie. Kort op die hakke van hierdie besondere mylpaal het die Van der Hof Theologiese Vereniging 'n eeuse doen en dink gevier. Daarmee saam het die erkenning van Afrikaans as amptelike taal in 1925 ook vreugdevure laat brand. Dit was die erkenning van Afrikaanse amptelike status wat die verlede en toekoms van die vertaling van die Bybel omarm. Dr. Hasie M. Fourie was nie net pionier Bybelvertaler nie, maar ook iemand wat aan die roeping van die kerk meegewerk het om die evangelie in Afrika te dra. Maar vereers Nicea 1700. Prof. Henny Stander en Johan van der Merwe het tydens die kongres van Werkgemeenskap vir Historiese Teologie hieroor gesels. Ek het net nou verwys na die synode van Nicea wat 1700 jaar gelede plaasgevind het. En een van die goed wat natuurlik daar gebeur het, was die aanvaarding van die belydenis van Nicea. Ek wonder Henny of jy vir ons kan sê, hoekom is dit vir ons so belangrik in die tyd waarin ons leef? Johan, in Nicea en die vergadering synode van Nicea is om 'n verskeidenheid van redes vir ons baie belangrik. In die eerste plek natuurlik omdat dit die eerste ekumeniese synode was van die kerk, die Christelike kerk. Jy weet, voor dit is die Christene vervolg, baie swaar vervolg, en Jesus in 313 is die vervolging gestaak, maar dit beteken dit was die eerste keer nou dat mense regtig van reg oor die wêreld, die bekende wêreld van daardie tyd, van Asië, Europa, Noord-Afrika, by mekaar kon kom en oor 'n teologiese saak kon besin. Maar dit is om ander redes ook belangrik. Jy weet, dit is 'n baken binne die kerkgeskiedenis, Nicea, die vergadering van Nicea 325 na Christus. En die rede is omdat die kerk voor dit so radikaal verskil van die kerk na dit. So ons praat dan ook van 'n voor-Niceense tydperk en 'n na-Niceense tydperk. Voor-Niceense tydperk is Christene vervolg, na-Niceense tydperk het Christene dikwels, die kerk dikwels, die vervolgers geword. Voor Nicea het hulle in katakombes en huiskerke bymekaar gekom, na Nicea het hulle in groot kerkgeboue gebou en daar bymekaar gekom. En dan een van die belangrike dinge ek dink, is ook dat voor Nicea was die geskrifte meer gerig na buite toe. Jy weet, gerig soos Justinus se Apologia om Christendom te verdedig teen aanvalle, teen heidene en mense wat die Christendom aangeval het. En vanaf Nicea het die aard van die teologiese geskrifte verander, meer intern geword om te besin oor teologiese kwessies. So is nogal interessant dat ook die aard van die geskrifte radikaal anders lyk in die voor-Niceense tydperk as in die na-Niceense tydperk. Jy verwys nou na verskillende teologiese kwessies. Wat sou jy sê, na jou mening, was die heel belangrikste aanleidende
rede vir die Synode van Nicea? Ja, die grootste rede was die hele saak oor Jesus Christus. Sy substansie, sy wese, sy natuur, of hy God is en of hy nie God is nie. En dit is begin, die hele kontroversie is begin 'n hele paar jaar voor Nicea deur Arius, wat 'n baie geliefde prediker was daar in Alexandrië omgewing. En in daardie omgewing was daar nou ook Alexander wat biskop daar was. En Arius het gesê dat Christus is nie ewig nie, hy het nie dieselfde substansie as God nie, dat hy die eerste skepsel is van God, maar dat hy nie self God is nie. En Alexander het hom aangeval en gesê, dit is nie so nie. Beide van hulle het begin briewe skryf vir ander teoloë, om natuurlik gevolg te kry, om te probeer om hulle eie saak te verkoop. En en dan op die ou einde, daar was ook dan synodes gehou, maar plaaslike synodes, streeksynodes, waar Arius elke keer veroordeel is en sy teologie veroordeel is. Maar Konstantin het gehoor hiervan. Dit was nie vir hom goed om te weet dat sy ryk verdeel is, jy weet, deur hierdie teologiese kwessie nie. En dit was nou ook al dat hy 20 jaar 'n keiser was, en hy besluit toe, hy gaan sommer dit 'n groot ding daarvan maak, synode wat hy gaan bymekaar roep, en dan is dit sommer ter viering van sy keizerskap ook, en sommer net ook sy oorwinning oor Licinius en so aan. Op 2 November 1824, 2 eeue gelede, het die eerste algemene kerkvergadering in Suid-Afrika plaasgevind. Dit was 'n mylpaal vir die Nederduitse Hervormde Kerk, een van die lote van die Reformatie. 14 gemeentes kom in Kaapstad byeen om 'n kerkorde en ander sake, soos die barmhartigheid en teologiese opleiding te reël. Hierdie vergadering lê die grondslag vir die onafhanklike kerkwees van reformatoriese kerke in ons land. Vieringsgeleenthede het eredienste, kongresse en publikasies ingesluit. Ook hier in die noorde, in gemeente Pretoria Oos, kon die oomblik vanuit verskillende hoeke toegelig word, en die vrug hiervan pluk ons in die nuutste uitgawe van die tydskrif vir hervormde teologie. Christen tradisioneel is die begindatum van die hervormde kerk vasgestel op 1853. Die eerste algemene kerkvergadering wat in Transvaal in die ou ZR sitting geneem het. En die 1824 datum is met ander woorde nie 'n vanselfsprekende datum nie. Ek het met die nalees van die bronne tot die besef gekom dat dit berus op 'n bepaalde verstaan van die kerk. En dit is dat die kerk, kom ons sê juridies, as 'n vereniging funksioneer, of dit is hoe die mense destyds gedink het. En as jy so oor die kerk dink, dan het die kerk 'n begindatum met grondwet en alles wat daarmee saamgaan. Kom ons sê 'n stigtingsdatum. Maar as 'n mens meer teologies oor die saak dink, dan besef jy dat die kerk meer is as net 'n vereniging met 'n stigtingsdatum. Die kerk groei, die kerk ontwikkel. Mense sou dieselfde vraag kon vra, is ons deel van die kerk van die kerkhervorming? Is ons deel van die kerk van die vroeë kerk? Vanuit 'n teologiese perspektief weet ons dat die kerk groei en ontwikkel, en dit is anders as dat die kerk net 'n vereniging is wat op 'n datum gestig word. So die ene rede is die manier hoe mense na die kerk kyk. En as 'n mens, die tweede rede is as 'n mens gaan lees in die ou notules van die algemene kerkvergadering van 1824, dan sien jy natuurlik daar dat pertinent gesê word is 'n algemene kerkvergadering van die Nederduitse Hervormde Kerk in Suidelike Afrika. So die terminologie wat gebruik is in 1824, deurlopend gebruik is in die amptelike dokumente, praat van Nederduits hervormd.
Die naam Nederduits Gereformeerd het eers in 1843 is dit formeel geproklameer deur die goewerneur in die Kaap met ordonnansie nommer 7. So van 1824 tot en met 1843 was die naam van die kerk wat in die notule en in die reglement verskyn het, is Nederduits Hervormd. So twee redes, die een is, ek dink dat die hervormde kerk, die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika, soos ons die kerk vandag ken, het organies gegroei vanuit die Kaapse kerk van 1824. En tweedens dan die terminologie wat die kerk self in 1824 gebruik het. In 2024 kon die Van der Hof Teologiese Vereniging sy 100-jarige bestaan vier en in die kerk se argief lê spore daarvan in notules, lesings en feesblaaie. Op 24 Maart 1924 word die eerste tree aangeteken. Onder die agerende voorsitterskap van Dr. S.P. Engelbrecht word die wenslikheid van 'n vereniging vir teologie studente aan die TUK, Transvaal Universiteitscollege, gemotiveer en op voorstel van meneer C.H. Rautenbach, gesekondeer deur meneer Prinsloo, word besluit, aan die TUK sal bestaan 'n vereniging van die teologiese studente van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika wat die naam sal dra van Van der Hof. Die doel van die vereniging is die bevordering van die geestelike, intellektuele en kerklike belange en versterking van die onderlinge vriendskapsband van die lede, en die bestuur kry opdrag om 'n konstitusie op te stel en 'n lied in Afrikaans vir die vereniging te laat dig. Op die vergadering van 24 Augustus 1924 word besluit dat 1 Timoteus 6 vers 20 as lese sal dien. Bewaar wat aan jou toevertrou is. Tydens die Kerkhistoriese Genootskap se Kongres in 2024, ook een van die kerk se oudste instellings en die jaarlikse Van der Hof Diner, klink met dankbaarheid en hoop. Van der Hof, vivat crescat floriat. Van der Hof leef, groei, bloei. Die hoopvolle wense vir die groei en bloei vir die Van der Hof Teologiese Vereniging het ook op ander terreine geëgo. In 1925 word Afrikaans as amptelike taal in die Unie van Suid-Afrika 'n eeu gelede erken. Sedert 1875 het hierdie jong taal gegroei en gebloei en 8 jaar na die amptelike erkenning van Afrikaans verskyn die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans. Een van die pionier Bybelvertalers was Dr. H.C.M. Fourie, en hy sou daarop aandring dat die Afrikaanse vertaling van die Bybel nie makgemaakte Hollands moet wees nie, maar uit die grondtale vertaal word. Hoes, jy het nou verwys daarna dat Dr. Fourie was Bybelvertaler, maar hy het ook bekend geword as voorman vir sending in die Hervormde Kerk. Wat uit sy herkoms en sy kinderjare, sowel as sy Sondagskool en sy plaaskool daar, het bygedra tot die vorming van hierdie, kom ons sê, latere predikant, Bybelvertaler, man vir die sending. In die eerste plek kom hy uit 'n geslag van gelowiges. Louis Fourie, die stamvader van die Fouries in Suid-Afrika, was 'n Franse hugenoot wat hom hier in die Kaap kon vestig het. En in die tydperk na die groot trek het Herman se oupa, Christian Ernst Fourie, hom in wat ons kan beskryf as die in die Oos-Transvaal kon vestig, daar wat later bekend gestaan het as die Ermelo distrik. Herman se oupa grootjie aan moederskant was die bekende Jacob de Klerk, na wie Klerksdorp ook vernoem is. Ek wy 'n hele klompie bladsye aan Jacob de Klerk, aangesien hy 'n vreeslike interessante geskiedenis gehad het, verskillende plekke en in verskillende hoedanighede 'n rol gespeel het, maar hy eindig dan teen die einde van sy lewe ook daar in Oos-Transvaal, en ek skaf 'n plaas aan met die naam van Welgevonden,
noord van die huidige dorp Carolina. En nou beide op oupa Fourie se plaas Blauwklip en hier op Welgevonden is daar van tyd tot tyd buitedienste gehou. Wanneer die dominee dan in die distrik uitbeweeg het na die ver afgeleë wyke om dan daar vir die plaasmense diens te hou. Herman is dan ook gebore so kort na so buitediens op die plaas Tuinsdraai, in die plaas Leliefontein. Hy's gedoop op die plaas Tuinsdraai. Dit is nou weer 'n volgende buitediens gewees, maar hy's gebore op die plaas Leliefontein. Sy moeder het agtergebly na die diens en met behulp van 'n vroedvrou is hy toe in die lewe gebring. Buiten sy belang vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans, het HCM Fourie ook die roeping van die kerk ter harte geneem, die gang van die evangelie in Afrika. 2 jaar voor die amptelike erkenning van Afrikaans, neem die hervormde kerk met dankbaarheid kennis van nog 'n hervormde lood wat in Afrika groei. Op 12 Mei 1923 kom wat vandag bekend is as die Maranatha Reformed Church of Christ tot stand. Die verhouding tussen die Nederduitse hervormde kerk en die eertydse hervormde kerk in Suidelike Afrika het ontwikkel van ondersteuning van teologiese opleiding tot ekumeniese vennote. Dit is met dankbaarheid teenoor die Heer van die kerk, Jesus Christus, dat die Nederduitse hervormde kerk hierdie mylpale kon vier en saam met die een heilige, algemene Christelike kerk steeds bely. Ons glo. Ons glo. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en vir alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God. Gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God. Lig uit lig. Waaragtige God uit waaragtige God. verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel. Vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria. En mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus gelei het en begrawe is. En op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte. Wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader. Wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. Wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, grond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis En die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Amen.